Ek wil vanaand met julle 'n bietjie gesels oor die brandende bos, maar ek wil eintlik vanaand se boodskap titel gee wanneer God jou roep. En wat nogal vir my interessant is, verlede week het ek die voorreg gehad om by die plek te wees op Sinai by Horeb waar hulle nou glo die brandende bos was en ek het die brandbos daar gesien. Maar dis dalk nou nie, ek betwyfel baie sterk of dit nou die brandbos was, maar nietemin die idee is daar dat dit is in daai omgewing waar dit plaasgevind het. En dit was nogal vir my baie indrukwekkend en om dit wel te sien daar in die middel van die berg en al die dinge. En dit het my eintlik 'n bietjie laat dink aan hierdie boodskap van vanaand. En ek dink dit is iets wat van toepassing is op elke liewe kind van die Here. En maar ja, ons gaan saam lees daar in Eksodus hoofstuk 3. So ek wil vanaand 'n bietjie punt ons praat oor die brandende bos. En ons gaan daar lees in Eksodus hoofstuk 3 vanaf vers 1 tot en met vers 14. Eksodus hoofstuk 3 vanaf vers 1 tot en met vers 14. En Moses het die kleinvee opgepas van sy skoonvader Jethro, die priester van Midian. Nou ek wil net eers gou daar so stop. Moses, julle almal ken die verhaal van Moses. As jy dit nie ken nie, dan moet jy jou sonnaarskool geld gaan terugvra. Maar gaan lees dit weer van die begin van die boek van Eksodus af. Wat gebeur het? Genesis eindig waar Israel opeindig in Egipte met Josef, wat mos sy pa en sy broers laat kom met na Egipte as gevolg van 'n hongersnood. En so het die Israeliete vermeerder, later van tyd, daai farao het gesterf en 'n paar jaar het verloop, daar het 'n ander farao intussen uitgekom, en die Israeliete het begin vermeerder in die land van Egipte. En hulle het gefloreer. En dit het op so 'n maat gekom dat die Egiptenare hulle begin sien het as 'n bedreiging. En toe het die farao 'n opdrag gegee dat die seentjies 2 jaar jonger moes doodgemaak geword het. Julle kan die storie onthou. En toe Moses se ma hom gevat en 'n mandjie in die Nyl weggesteek en die dag. En so het die farao se dogter hom toe eendag ontdek en hom gekry. En die farao se dogter het hom toe aangeneem as haar eie en sy het hom grootgemaak in die paleis. En so het Moses groot geword as 'n Egiptenaar. En dan ken julle die verhaal wat later gebeur het, so het hy groot geword as 'n Egiptenaar. Israel was toe in slawerny. En eendag toe sien Moses hoe 'n Egiptenaar 'n ander Israeliet slaan. En Moses slaan die Egiptenaar en hy slaan hom dood. En daarvoor vlug hy toe, want hy sou tereggestel geword het. En hy vlug toe weg uit Egipte laat uit en hy gaan bly toe in Midian, waar hy toe nou ook sy vrou toe ontmoet het, vir Safira, waar hy haar toe nou ontmoet het. En dit nou praat ons onder andere wat hy toe gedoen het, is hy het by sy skoonpa Jethro, as julle die hele ding gaan lees, dan sal julle verstaan waar hy toe nou opgeëindig het en hoe hy nou hier in Midian opgeëindig het. En hy het opgeëindig as 'n skaapwagter. En dis wat ons nou optel. En Moses het die kleinvee opgepas van sy skoonvader Jethro, die priester van Midian. En toe hy die kleinvee agter die woestyn gedryf het, kom hy by die berg van God, by Horeb. Daarop verskyn die engel van die Here aan hom in 'n vuurvlam uit 'n doringbos. En toe hy weer sien, brand die doringbos in die vuur, maar die doringbos word nie verteer nie. En Moses sê, laat ek tog nader gaan en hierdie groot verskynsel bekyk, waarom die doringbos nie verbrand nie. En toe die Here sien dat hy nuuskierig nader kom, roep God na hom uit die doringbos en sê, Moses, Moses, en hy antwoord, hier is ek. En hy sê, moenie nader kom, jy trek jou skoene van jou voete af, van die plek waarop jy staan is heilige grond. Verder sê hy, ek is die God van jou vader, die God van Abraham, die God van Isak en die God van Jakob. Toe het sy Moses sy aangesig verberg, want hy was bevrees om God aan te sien. En die Here sê, ek het duidelik gesien die ellende van my volk wat in Egipte is, en ek het hulle jammerklagte oor hulle drywers gehoor. Ja, ek ken hulle smarte. Daarom het ek neergedaal om hulle uit die hand van die Egiptenaars te verlos, en hulle te laat optrek uit daardie land na 'n goeie en wye land, na 'n land wat oorloop van melk en honing. Na die woonplek van die Kanaaniete en die Hetiete, die Amoriete, die Feresiete, die Hewiete en die Jebusiete. En nou kyk, die jammerklagte van die kinders van Israel het tot by my gekom, en ook het ek die verdrukking gesien waarmee die Egiptenaars hulle verdruk. Gaan dan nou heen, dat ek jou na Farao kan stuur en lei my volk, die kinders van Israel, uit Egipte uit. Maar Moses het tot God gespreek,
Wie is ek dat ek na Farao sou gaan en dat ek die kinders van Israel Egipte sal lei? En hy antwoord, ek sal met jou wees. En dit sal vir jou 'n teken wees dat ek jou gestuur het. As jy die volk uit Egipte gelei het, sal hulle jou op hierdie berg, saam met jou op hierdie berg sal hulle God dien. Vers 13. Hierop het Moses tot God gespreek, maar as ek by die kinders van Israel kom en aan hulle sê, die God van julle vaders het my na julle gestuur, en hulle my vra, hoe is sy naam? Wat moet ek hulle antwoord? En God sê vir Moses, ek is wat ek is. Ook sê hy, so moet jy die kinders van Israel antwoord. Ek is, het my na julle gestuur. Hier kry ons die brandende bos. Stel jy 'n bietjie self voor. Hier is Moses. Hier staan hy op 'n berg, hy pas skape op. Ewe skielik verskyn God aan hom in 'n doringbos. En hy praat met hom. Hy verskyn nie na hom in 'n donderwolk nie. Hy verskyn nie hom in donderweer nie, in 'n aardbewing, in 'n dramatiese vuur tornado nie. Hy verskyn nie hom met 'n verskriklike rukwind nie. Hy verskyn hom in 'n woestyn. 'n Simpel, plein, droë woestyn waar daar absoluut niks is nie, net 'n bos. En hy verskyn aan 'n man wat ryk na 'n skaap. Nou as jy gekyk het die Egiptenare hoe hulle daai tyd was en hy het groot geword in die paleis, hulle sou verskillende parfums gedra het en hulle sou mooi bekleed gewees, gedres gewees het in goud en hulle sou gegrimeer gewees het en hulle sou in weelde geleef het. Hier verskyn God aan hom, 'n man wat eers in 'n paleis gestaan het, nou net 'n herder in 'n veld met 'n stok, verskyn die Here aan hom. Nou as ons kyk na Moses, en ons wees nou maar eerlik, Moses het op hierdie stadium eintlik geen toekoms gehad vir homself nie. Die droom wat hy gehad het in Egipte, wat hy wou bereik het en wat hy wou geword het, wat hy wou gedoen het, is weg. Hy reik nog glad nie eens naaste met 'n koningskap nie, maar hy reik na 'n skaap. Hy het vergeet hoe dit voel om geroep te wees. Maar God het hom nie vergeet nie. Jy sien, hy het weggevlug uit Egipte uit. 10 het hy onder 'n skuilnaam weg beweeg. Dat mense hom nie moet herken nie. Maar God het hom geken. God het nooit van hom vergeet nie. En daar tussen allerlei dorings en dussels, daar tref, hoe sê hulle, there heaven meets earth, en word 'n bos aan die brand gesteek. En dit is nog steeds hoe God werk, hy het nog nooit verander nie. God kom steek die bosse aan die brand in gewone mense se lewens. En hy roep steeds mense wat dink hulle het niks veel om te bied nie. Hy roep steeds mense wat voel hulle het 'n gemors gemaak van hulle lewe. As vat Moses het moord gepleeg. As ek gaan dink 'n bietjie terug in die Bybel, Dawid het oorspel gepleeg en moord. God toe maar 'n man na sy hart. Jona was ongehoorsaam. Hy was bang. God het hom geroep. As ek vinnig kan dink nou nog, as daar so baie in die Bybel wat God geroep het. Maar tog, God gebruik gewone mense. Sy roeping is nie net bedoel vir perfekte mense nie, want daar is nie so iets as 'n perfekte mens nie. As ons gaan kyk reg in die Bybel, Noag was 'n dronkaard. Tog het God hom gebruik om die wêreld te red. Samson, van alle mense, hy was voorstel om 'n Nasareër te wees. Hy het alles behalwe daai geloftes nagekom. God het hom gebruik.
Nou wat ek hiermee probeer sê, ek probeer nie mense se foute en sonde goedkeur nie. Wat ek net probeer sê is hier, sodat God gebruik gewone, feilbare mense. Want God se roeping kom by die wie beskikbaar is om geroep te word. Want God slaan reguit met 'n kromstok. En op die einde van die dag, God wil die gewone mens gebruik. Hy wil jou en my gebruik. Vir jou en my wat nie volmaak is nie, wat nie al die kennis het nie. Moses het intendeel nog gehakkel ook nog, mense nie eens weet nie. Hy het 'n spraakprobleme gehad. Tog het God hom gebruik. So kan ons deur die Bybel beweeg. Maar God kom na ons toe in die gewone. Hier sien ons, Moses het die klein vee opgepas van sy skoonvader Jethro, die priester van Midian. En daar verskyn hy aan hom. Hy het skaapwagterswerk gedoen. Eintlik wil ek basies sê, in Moses se tyd, of in Moses se geval, hy het by die gewone ding gedoen, die alledaagse ding, die normale routine, elke dag oor en oor dieselfde. Daar was geen engelkoor wat hom ewe skielik verwelkom het nie. Daar was geen strale kraans nie. Daar was geen gehoor nie. Daar was geen spesiale preekstoel nie. Daar was nie 'n klankstelsel nie. Daar was nie 'n heilige kerk nie. Daar was nie 'n pastoor wat hom kom ontmoet het nie. Hy was in die bos. Hy was daar in die veld, in die woestyn. En dis waar God hom kom ontmoet het. Wat interessant is, dat God hom kom soek het. God het hom kom roep. Hy het nie agter God aangeloop nie. God het hom kom roep, waar hy was. En weet jy wat die beste van alles? Hy het hom nie geroep in 'n tempel nie, want daai tyd was daar nog in die tempels nie, maar selfs die tempels van die afgode in Egipte, hy het hom nie kom ontmoet daar in 'n tempel nie. Hy het hom kom ontmoet daar die alledaagse, sy gewone alledaagse werksaamhede wat hy met die skape gedoen het. Weet jy, ek dink dit is wat die mense mis van God. God het nog nooit verander nie. God se manier van dinge doen is maar nog steeds dieselfde. Waar het hy vir Dawid ontmoet? By die skape. Waar het hy vir Gideon geroep? By 'n wynpers. Hy roep sy disippels, Jesus roep sy disippels, langs die see waar hulle besig is om vis te vang, alledaagse mense. God se manier het nog nooit verander nie. Maar vandag roep God na jou. Hy roep na jou. Dalk nie op 'n berg nie, dalk nie in 'n brandende bos nie, dalk nie in 'n hoorbare stem nie, dalk roep hy jou in jou kombuis, in jou werksplek, dalk roep hy jou in jou besigheid, by die skool, dalk roep hy jou daar by die huis, daar waar jy jou nou bevind, en hy klop aan jou hartseer en hy sê, kom, ek het jou nodig, maak vir my die deur oop. Jy het 'n roeping. Ek roep jou. Ek het 'n taak vir jou. En kom ek vir jou eintlik waar sê, mense wag vir 'n brandende bos. Maar ek wil vir jou sê, daai brandende bos is al lank al in jou lewe. Jy het nog net nie nader gestap na die bos toe nie. Jy sien, want Moses het die brandende bos gesien. En uit nuuskierigheid het hy nader gestap. God het jou al lank al geroep. Jy het nie nader gestap nie. Miskien is daar tyd dat jy dit doen. Maar hier kry ons 'n vuur wat brand. Maar daai vuur verteer nie. Dit verwoes nie in daai bos nie. Ons lees daar in vers 2 en vers 3. Daarop verskyn die engel van die Here aan hom in 'n vuurvlam uit 'n doringbos. En toe hy weer sien, brand die doringbos in die vuur, maar die doringbos word nie verteer nie. En Moses sê, laat ek tog nader gaan en hierdie groot verskynsel bekyk, waarom die doringbos nie verbrand nie. En hierso kry ons een van die grootste openbaarmakings van God.
Sy vuur, God se vuur, verteer nie. God se vuur vernuwe. Jy sien, daar is 'n verskil tussen God se vuur van oordeel en tussen God se vuur van roeping. Hier kry ons die vuur van roeping in hierdie bos, wat nie verteer nie, maar vernuwe. Moses was uit Egipte uit, as 'n moordenaar. Hy het weggekruip, want hy het geweet, hy sou teruggaan Egipte toe, hy sou doodgaan, hy sou sterf. Hy het in 'n plek opgeëindig waar hy nie moes wees nie. Hy is in 'n situasie waar hy nou maar net gewoond geraak het om skape op te pas. Hy het die ware roeping van sy lewe nie toegepas nie. En hier kom God se vuur om hom te vernuwe, om hom te roep. Weet jy wat is interessant van die wêreld se vuur? Die wêreld se vuur breek af. Die wêreld se vuur verwoes. Die wêreld se vuur gee vir jou seer, verdriet, oordeel, hartseer, pyn. God se vuur doen iets anders. God se vuur brand weg wat vals is, maar lig op wat waar en eg is. En God se vuur herstel. En dit is hoekom dit nodig is vir ons soms om deur moeilike omstandighede te gaan. Om soms deur vuur gelouter te word, deur God se vuur te gaan, wat loutering is. Nie omdat God ons straf nie, nie omdat God ons wil seermaak nie, maar omdat God ons wil vernuwe. Hy wil ons vernuwe, hy wil ons nuut maak, hy wil ons suiwer maak, hy wil ons skoon maak. Hy wil ons vorm vir iets groter. En baie male dink ons dat die vuur van God daar is om ons te verwoes. Of die vuur van God daar is om ons te na te kom en die Here straf my en die Here is nou kwaad vir my en die Here het my verlaat en die Here is nie meer lief vir my nie en die Here gee nie meer om vir my nie. Maar kyk hoeveel stryd ek beleef, kyk hierdie moeilikheid waardeur ek gaan. Maar wat ons nie raak sien nie is dat God se vuur besig is om ons suiwer te maak. Besig is om weg te brand wat nie van hom af is nie. Want juis in daai vuur, wat gebeur met goud as jy goud en silwer louter, as jy dit smelt? Jy smelt om skoon te maak, om al die onsuiverhede na boontoe. Jy sien, is juis in daai vuur, is juis in daai stryd, juis in daai beproewing, waar al die dinge wat weggesteek is in my hart, wat weggebere is, diep in my binneste na vore gaan kom. Onvergifnis, bitterheid, seer, verdriet, aggressie, woede, angs, ongeloof, verskeidelde sonde, al daai dinge kom uit. En hoekom kom dit uit? Hoekom word die vuur, hoekom louter die vuur dit om uit te kom? Want nou kan daarmee gedeel word. Want God wil jou gebruik vir iets groters. En daai dinge wat daar weggesteek is in jou, gaan veroorsaak dat jy die roeping van God mis. Jy sien, Moses, hy het weggevlug, hy was 'n moordenaar. Hy was bang, hy was bevrees, hy was beangs. En dit was nie vir hom lekker om in daai vuur te hoor, jy moet teruggaan Egipte toe nie. You have to face what you've done. En Moses het vir hom geweet wat vir hom inhou. Maar Moses, as hy nie geluister het na daai stem in die braambos nie, daai brandende bos nie, as hy nie toegelaat geword het dat daai vuur hom louter nie, sou Egipte vir ewig die slawe gehad het en sou Israel vir ewig in slawerny gewees het. Jy sien, want God het hom deur die vuur laat gaan
maar hy het 'n baie groter doel daardeur bereik. Jy sien, dit is hoekom ons soms deur moeilikheid gaan. Nie omdat God ons straf nie, hy vorm ons vir iets groters. Hy's besig met ons. Hy berei ons voor. 1 Petrus 1 daar vanaf vers 6 tot vers 7 sê hy die volgende: daarin verheug julle al word julle nou as dit nodig is. Wat hy sê, as dit nodig is. 'n Kort tydjie bedroef onder allerlei beproewinge. Jy sien, dit is nie bedoel om vir ewig aan te hou nie. Dit is nie bedoel om daai loutering is nie bedoel om vir ewig aanhoudend te wees nie. Ja, maar wanneer gaan ek dan nou uitkom? Ek loop al jare met hierdie stryd. Jy het nog nie op die punt bereik waar jy gelouter is, waar God kan sê, nou kan ek jou gebruik nie. As daar baie onsuiverheid is in 'n edelmetaal, gaan jy hom maar louter en louter tot hy skoon kom. So langer jy verset en hoe langer jy verhard en hoe langer jy daarteen skop en hoe langer jy nie leer wat jy moet leer nie, hoe langer gaan jy in daai loutering bly? Want God het jou geroep vir 'n doel. Hy sê, daarom verheug julle al word julle nou as dit nodig is 'n kort tydjie bedroef onder allerlei beproewinge. Jy sien, dis nie God se wil dat mense lank daar met hom bly nie. Hy wil hê leer jou les. Word gelouter, kom daaruit, beweeg aan, want ek het jou nodig vir 'n roeping. Hy sê, sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud wat vergaan, maar deur vuur gelouter word, bevind mag word, tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus. So elke beproewing is basies 'n oond, eintlik wat ek sê, waarin God jou roeping uitgiet. En weet jy wat is die beste van alles? Jy is nog nie verteer nie. Al voel dit vir jou, daai vuur gaan jou verbrand en gaan jou verwoes, gaan dit jou nie verwoes nie, want dit is God se vuur. God se vuur van loutering hernuwe jou, maak jou nuut. Hy verwoes jou nie. Dis nie God se plan om jou te verwoes nie. He wants to make you pure. Want weet jy wat? Die vuur kan brand, maar jy bly staan. Hoekom? Want die vlam wat om jou is die groot ek is. Think about that. My stryd is so groot. Dat ek vir jou sê, die vlam wat om jou is die groot ek is. Dis hoekom die brandende bos nie vergaan het nie. Want ek is was in hy bos. Hoor dit sê Jesaja 43 vers 2. Jesaja 43 vers 2. As jy deur die water gaan, ek is by jou. En deur die riviere, hulle sal jou nie oorstroom nie. As jy deur vuur gaan, sal jy jou nie skreeu nie. En die vlam sal jou nie brand nie. Because the flame of I am is around you. He's purifying you. Maak jou skoon. Jy sien, is interessant ook dat hierdie bos waarin God aan Moses verskyn het, 'n braambos was, 'n doringbos was. 'n bos vol dussels en dorings. Want as ons gaan kyk na die dussels en die dorings, dis 'n vloek van die sondeval. Want as jy gelees in Genesis 3, daar is in vers 17 tot met vers 19, aan die mense het hy gesê, omdat jy geluister het na die stem van jou vrou en die boom geëet het waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie, vervloek is die aarde om jou ontwil, met moeite sal jy daarvan eet, al die dae van jou lewe. Hoorie, ook sal dit vir jou dorings en dussels voortbring. En jy sal die plante van die veld eet, en in die sweet van jou aangesig sal jy jou brood eet, totdat jy terugkeer na die aarde, want daar het jy geneem, want stof is jy en tot stof sal jy terugkeer. Hier kom hy voort, dit is die vloek, die gevolg van die sondeval, die vloek van die sondeval. Die aarde sal vir jou dorings en dussels voortbring. Jy gaan dorings en dussels in jou lewe hê.
But guess what? The flame of I am is in the bush. Die vlam van die groot ek is, sal in daai doringbos wees. Jy sien, van die begin af, was 'n doringbos simbolies van die sonde, van pyn, van lyding, van moeilikheid, van stryd. En het is interessant dat God dan nou in 'n doringbos aan Moses verskyn. Hy het deur stryd gegaan, hy het deur pyn gegaan, hy het deur ellende gegaan, deur verwerping gegaan, hy het deur al daai stryd gegaan, wat die wêreld vir hom opgelewer het, dorings en dissels. En hy vind hom in 'n plek, in 'n woestyn vol dorings en dissels. Maar is juis in die dorings en dissels wat God in hom verskyn. God se vuur, wat nie verteer nie, maar wat vernuwe. Nou kyk ons na Golgotha. Ek 'n bietjie verspring van Moses af na Golgotha toe. Toe Jesus gekruisig is, voordat hulle aan die kruis vasgeslaan het hulle vir hom 'n kroon gevleg van dorings. Videoetjie gemaak wat ek op my Facebook gepost het oor die takke van hierdie boom. En hierso is die voorbeeld daarvan. Kyk hierdie dorings wat hierdie ding het. Hier kan jy sien. Dit is tipies 'n doringbos. Kyk hierdie dorings. Hoe lank is hierdie goed? En onder andere het ek op my video het ek vir julle gewys hoe lyk daai bos, daai doringbos. En weet jy, hulle sit hierdie kroon, en daai kroon hierdie, ons neem altyd aan hierdie dis hoe die kroon van Jesus gelyk het, maar dit is nie eintlik hoe hy gelyk het nie. Die kroon van Jesus was nie net so nie, dit was heeltemal gebou soos 'n helmet. Hulle het hom heeltemal toegemaak. En dan het hulle hom ingedruk dat sy hele kop toe was. Met al die dorings wat in sy kop so ingedruk het. En hierdie een kom toevallig uit Israel uit. Dit is toevallig 'n doringbos kroon. Met daai selfe bos wat hulle gebruik het om Jesus se kroon mee te vleg. En jy kan sien hierdie dissels, hierdie dorings. Groot goed. Maar daar was die prys van die sondeval. Die prys vir die dorings is betaal in Christus. He took the thorns. He took the bush. He took the bush of thorns. Hy het die dorings en die dissels gevat en op sy hoof as 'n kroon gedra om ons oorwinning te gee oor hierdie dissels en dorings van die aarde. Ek wil vir jou sê, hy's 'n man met 'n kroon vol dorings. Maar tog het daardie dorings hom nie verwoes nie, nie verteer nie. Want die dood het hom nie oorwin nie. Hy het die dood oorwin. En hier lees ons van die engel van die Here wat in die brandende bos verskyn het. Jesus was in daai brandende bos. Hy was al reeds daar in die brandende bos, wat vervul is met die doringkroon. Hy dra die vuur van God se oordeel. Hy word met God se vuur getoren, word hy gestraf vir my en vir jou ongeregtigheid. Hy is die plek waar die sonde, die oordeel van God, die vuur van God wat verteer, ontvang het. Maar tog het hy nie verbrand nie. Hy het God se toren deurstaan. Hy is die ware brandende bos. Hier kry ons hierdie doringbos wat aan Moses, wat daar voor Moses gebrand het.
'n bos wat brand sonder om te vergaan. Jesus is die ware doringbos. 'n verlosser wat sterf sonder om oorwin te word, maar weer lewend word, weer vernuwe word. En weet julle wat het hy gesê? Toe opgevaar het hemel toe, ek los julle nie as wese agter nie. Hy het ons sy vuur gestuur. Op die dag van Pinksterfees, Handelinge 2 vers 1, was hulle almal eendragtig by mekaar. En daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind. Dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het, toe as hulle die tonge gesien soos van vuur, wat op hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit het. Hulle is almal vervul met die Heilige Gees. En hulle begin spreek in ander tale as die Gees hulle gegee het om te spreek. He sent us, he is holy fire. He sent us, he is fire. Daai brandende bos vuur, met 'n roeping, wat 'n roeping vir Moses gehad het. Hy het vir my en vir jou dieselfde vuur gestuur. 'n Vuur wat nie verteer nie, maar wat vernuwe. Hy het die doringbosprys, die vloek van die sondeval betaal aan die kruis, dat ek en jy die roeping kan leef, dat ons sy vuur kan ontvang, dat sy vuur in ons kan wees. En hy het vir ons die opdrag gegee, julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees, in Jerusalem, sowel as in die hele Judea, Samaria, tot aan die uiterste van die aarde. Hy het vir Moses gesê, gaan verlos my volk. Hy sê vir my en vir jou, gaan verkondig die evangelie. Gaan verlos my volk uit hulle ellende uit. Bring hulle uit hulle Egipte uit. Jy sien, daar was 'n brandende bos vir my en vir jou. Die kroon van Jesus. En weet julle wat? Wat interessant is van die Here. Hy ken Moses se naam. Hy ken ook jou naam. Vers 4 sê, toe die Here sien dat hy nuuskierig nader kom, roep God na hom uit die doringbos en sê, Moses, Moses. En hy antwoord, hier is ek. God roep hom 2 keer. Nie omdat Moses sy naam vergeet het nie, maar omdat Moses eintlik vergeet het wie hy was. Hy het in Midian opgeëindig. Hy het nie sy roeping geleef nie. En daar in die stilte van daai woestyn hoor Moses ewe skielik weer sy naam. Asof hy ewe skielik weer sy identiteit terugkry. God roep jou op by jou naam. Hy roep jou nie as 'n sondaar, hy sondaar kom hier, hy mislukking kom hier. Hy jou gemors kom hier nie. Hy roep jou by jou naam. Willem, kom hier. Susan, kom hier. Ek roep jou. Hy roep jou naam. Want hoekom hy het vir ons die belofte gegee? Hy ken jou naam. Jesaja 43 vers 1. Ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. Hy ken jou naam. Hy ken jou verlede, hy ken jou oortredings, hy ken jou twyfel. En hy roep jou steeds. Hy sien nie waar jy was nie. Hy sien nie waar jy is en waar jy jouself bevind nie. Hy sien nie wat jy verkeerd gedoen het nie. Hy sien nie jou verlede nie. Hy weet alles van jou. Maar waar sien hy jou? Hy sien jou waar jy gaan wees. Hy sien jou wie hy jou sal maak om te wees. Hy het Moses geroep, nie om te sien wie hy was, hy het geweet wat hy was, wie hy was. Hy het hom geroep, want hy het gesien wie Moses sal wees. Maar voordat Moses geweet het hy dit geweet. Maar wat sê hy vir Moses, daar in vers 5, hy sê, moenie nader kom nie, trek jou skoene van jou voete af, van die plek waar jy op staan, is heilige grond. Toe Moses nader kom, sê die Here vir hom, trek jou skoene uit.
Nie omdat God net streng is nie, maar omdat hy gesê het, hierdie is nie meer net grond nie. Dis heilige grond, waar jy nou beweeg. Weet jy wat is interessant? Dit skoene, wat doen skoene aan ons voete? Dit beskerm ons, dit hou jou voete veilig, dit hou jou voete gemaklik, dit beskerm jou voete teen klippe en teen dorings en dussels. Maar God sê, skop hy skoene af. Kom uit jou comfort zone uit. Kom uit die comfort zone uit waar jy is. Hy roep nie vir, ek wil eintlik sê, hy roep nie vir die blink gepolishte Christene met die blink skoene nie. Wat in die blink skoene wil aan nie. Hy roep mense met stof aan hulle voete. Hy roep mense met die vuur in hulle harte. Hy roep mense met harte vol ywer. Dis wie hy roep. Maar nie bang wees om jou voete vol stof te kry nie, Moses. It's holy ground. Oral waar jy trap, sal my gees met jou wees. Oral waar jy jou voet sal neersit, everywhere you will put your foot will become holy. Jy weet, ons dink elke keer, ons dink baie male God roep net sekere mense, met sekere kwalifikasies, met sekere papiertjies, met sekere opleiding, met sekere grade, met sekere dinge. Hy roep nie die ryk mense, hy roep dalk die sterkes, hy roep nie die slimmes, hy roep net die geleerdes, hy roep net. Weet jy wat sê die woord van die Here vir ons in Psalm 51 vers 19? Psalm 51 vers 19, die offer van God is 'n gebroke gees. 'n Gebroke en 'n verslae hart sal u, o God, nie verag nie. Hy soek 'n gewillige hart. As God jou gestuur het en hy het vir jou gesê, skop hy skoene van jou voete af. Kom hier, jy staan nou op heilige grond. Wanneer jy van my af van weg beweeg en my vuur binne in jou, en jy gaan die roeping uitleef wat ek jou voorgeroep het, waar jy jou voete sal sit, sal heilige grond wees. Want ek loop met jou, ek stap saam met jou, ek is wie ek is, en ek is met jou, ek is in jou, ek is om jou, ek is saam met jou. Jy sien wat ook interessant is, voete anker jou, hou jou vas op die grond. En as jou voete geanker is in die volbringde werk van Christus aan die kruis, sal die res in plek val. Jy sien, want Jesus is ons volmaakte braambos, wat die sonde wat op ons bedoel was, gevat het. Hy het dit betaal aan die kruis, and he placed his fire in us. Hy het sy vuur in ons uitgestort. En daarom moet ons geanker wees aan hom. Ons moet die skoene van hierdie wêreld wat ons vashou, ons comfort zone uithaal. En ons moet anker aan hom. En dis waar die woord sê, Matteus 6 vers 33, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Al die ander goed sal vir jou bygevoeg word. Jy sien, soek eers God, die ek is. Kry eers die ek is. En al die res sal in plek val. Hy beloof nie maanskin en rose nie. Geloof van my, Moses het nie maanskin en rose gehad nie. Maar God was met hom. Daai hele weg deur, van Egipte reg deur die Rooi See, daai woestyn, God was met hom.
God sê vir Moses dan vers 14, ek is wat ek is. Ook sê hy, so moet jy die kinders van Israel antwoord, ek is, het my na julle gestuur. Hoor wat hy sê nie, ek was nie, ek sal wees nie, hy sê ek is. Jy sien, ons leef baie male asof God was of sal wees. God sê ek is. Wanneer jy sê, Here, ek is te swak, sê God, ek is jou krag. Ek is. Wanneer jy sê, Here, ek is bang, sê hy, ek is jou vrede. Wanneer jy sal sê, Here, ek is niks, sê hy, ek is alles. Wanneer jy sê, Here, ek kan nie, sê hy, ek het reeds. Dis nie jou vermoë wat jou roeping dra nie. Hoor mooi wat ek vanaand vir jou sê. Dis nie jou vermoë wat jou roeping dra nie. Dis God se teenwoordigheid, dis die ek is wat jou roeping dra. Ons wil baie male ons roeping uitleef op ons eie vermoë, in ons eie vermoë. En dis wat Moses raak gesien het. Dis hoe my gaar sê, Here, ek kan nie praat nie. Here, wat gaan ek is swakling. Here, ek is. God sê hom, ek is. Moenie jy worry nie, los dit vir my. Ek is. Jy sien, dis God se teenwoordigheid wat jou roeping dra. Dis die ek is wat jou roeping dra. Al wat hy vir jou sê is, skop hy skoene uit. You're standing on holy ground. Let the soil where you move become holy. Moses vra, wie is ek, Here? God sê, ek is saam met jou. Maak nie saak wie jy is nie. Wat saak maak, ek is saam met jou. God sê eintlik basies vir Moses, Moses, ek gee nie vir jou 'n ander plan nie, ek gee nie vir jou 'n uitweg nie. Ek gee vir jou myself. Ek is saam met jou. Jy sien, daar in vers 10 gee die Here vir hom 'n opdrag. Hy sê, gaan dan nou heen, dat ek jou na Farao kan stuur en lei my volk, die kinders van Israel, uit Egipte uit. Jy sien die vuur stuur vir Moses. Die vuur stuur. God se vuur is nooit net vir jou gemak nie. Dis vir jou sending. Wanneer God jou aanraak, stuur hy jou. Moses moes maar vir Farao in die oog gaan kyk. Jy gaan dalk 'n kultuur van vrees in die oog moet kyk, jou eie verlede, jou eie ongeloof, jou eie foute, jou eie verlede, jou eie familie, jou eie vriende, jou eie vrese. Maar weet jy wat, dieselfde vuur wat vir Moses gestuur het, brand in jou. Matteus 5 sê Jesus vir hulle, dan vers 14 en 16. Julle is die lig van die wêreld, 'n stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Mense steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder 'n maathebber nie, maar op 'n stander en dit skyn vir almal wat in die huis is. Laat julle lig so skyn vir die mense dat hulle hierdie goeie werke en kan sien, dat julle Vader in die hemele is verheerlik. Jy sien, as jy hier gaan kyk, lig word nie gemaak om onder die emmer te sit nie. Lig moet gesien word, anders baar dit niks. Jy is nie net geroep om kerk toe te gaan, 'n bank warm te sit nie. Jy is geroep om die kerk te wees. Jy is geroep om God se stem, sy hand, sy vuur in hierdie wêreld te wees. Sy vuur stuur jou. Waarvoor is die Heilige Gees uitgestort? Waarvoor het God sy vuur op hulle laat neerkom? Hy het gesê, gaan dan heen. Gaan maak disippels van al die nasies. Hy het gesê, julle sal krag ontvang as die Heilige Gees oor julle kom. Julle sal my getuies wees. Ek wil vir jou sê, jy voel dalk vandag soos Moses. Jy het probeer in jou lewe, maar jy het misluk.
Jy voel dalk te oud. Jy voel dalk te moeg. Jy voel dalk ongekwalifiseerd. Jy dalk weggehardloop van die Here af. Jy dalk weggehardloop en gevlug jou hele lewe deur. Jy weet dat die Here jou geroep het. Jy weet jy het 'n roeping waarvoor jy moet leef, maar jy vlug weg van God af. Jy is maar soos Jona. Dit weghardloop vir jou ware identiteit, net soos Moses. Maar hoor vandag hierdie woord. Die vuur van God brand nog steeds. The Holy Spirit still burns. Hy het nooit dood gegaan nie. En hy roep na jou. Of jy eintlik sê die brandende bos het nooit opgehou brand nie. Hy brand steeds in mense se harte wat sê, Here, hier is ek, stuur my. God soek nie, ek wil eenvoudig sê, God soek nie groot bome nie. Hy soek brandende doringbosse. As jy net bereid is om aan die brand te wees vir Jesus, as jy net bereid is, sal hy deur jou werk, deur jou praat, deur jou leef, hy sal jou deurdra. Hy sal by jou wees. En dit was sy opdrag aan ons. Matteus 28 vers 19. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle. Hoor al. Ek is met julle. Tot aan die volëinding van die wêreld. Hier sê Jesus, hy is. En hy is met ons. Net soos God met Moses was, is Jesus met my en met jou. En hy het sy vuur in ons hart uitgestort. Ek is, sê vandag vir jou, ek het jou geroep. Ek brand in jou. Ek stuur jou. Ek roep na jou. Gaan jy by die bos verbyloop? Of gaan jy ook soos Moses sê, kyk hierdie bos, ek gaan nader stap. Ek gaan hierdie verskynsel aankyk. Die Here sê vir jou, gaan, ek roep jou. Laat my vuur deur jou in hierdie wêreld gaan skyn. Amen.